Moenie worry nie, môre sit ons weer daar by Jan en drink ons 'n glasie Coke, dan sê ons all is forgiven. Is die Here nie awesome vanmôre nie? Is ek so bly julle is hier vanmôre. Ek weet nie wie is meer opgewonde, ek of die Gees. Maar ek dink albei, halleluja. My vrou, jou liggie is aan. Okay, prys die Here. Ek is so bly om die woord vanmôre om met julle te deel. Halleluja. Wie het openbaring gekry vanmôre van die Here? Halleluja. U vat dit vir jouself, né? Amen. Halleluja. Amen. Jou lewe is soms soos 'n waterval, sien jy die waterval? So my preeknotas nie. Hier is dit my hart uit. Here is soms soos die waterval. Jou lewe is soms die waterval. En in elke waterval is daar gewoonlik 'n rots, is dit nie? Okay? As ek vanmôre hierdie rots moes check, dink ek dit sou hier wees. Soos jou lewe vloei, moet jy eventually op die rots kom. Jy moet oor hom vloei. Maar vir 'n ruk in jou lewe keer die rots. Soos meer die Here begin vloei en meer jou lewe begin vloei en jy groter word en geestelik nou meer volwasse word, hoe meer begin jou lewe vloei. Naderhand vloei oor die rots. Wat moes gebeur? Jy moes by die rots stil staan. Die rots moes jou eers bekragtig. Moes jou eers bekragtig. Moes jou eers sterker maak. Want uit jou dun straal van vloei moet daar 'n dubbelvoudige vloed kom. Maar jy moet erger vloed. En naderhand is jy 'n hele waterval. Kan jy jouself indink as ons vanmôre watervalle moes wees in hierdie kerk? Ek dink ons sal net gevloei het. Halleluja. Dis wat ek vanmôre met jou wil deel. Dis nie my boodskap nie. Maar die Here is vanmôre saam met jou met daai waterval. Romeine 8. Romeine 8. Romeine 8. Kan ek vra vanmôre, is daar iemand wat die Here vertrou vir iets op hierdie oomblik? Okay. Vat hierdie woord vanmôre, maak dit joune. Romeine 8 vers 2 tot 4. En ek gaan lees uit die woord van die Here, hy sê: Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak. Van die wet van die sonde en die dood. En wat dink die vyand wil 'n kerk stil maak?
Want die wet van die Gees. Pastoor, ons is in die Nuwe Testament, ons is nie onder 'n wet nie. Glad nie. Glad nie. Ek het daai vraag gehoor, ek weet nie wie dit gevra nie, maar ek het hom gehoor. Ons is glad nie onder die wet nie, jy's heeltemal reg. Maar die Gees is 'n gees van orde. Amen. So is onder die Gees. So as jy daai woorde moes vat, en jy sou dit nou in 'n meer onlangse Bybel lees, dan sou jy agterkom, hy praat van die Gees wat orde is. Nee. En die wet van die Gees is die genade, net tussen my en jou. Het my vrygemaak. En dan is ons nog steeds besig met 'n sakkie baggage wat ons mee loop, nee. By die storm is die swart sak nog swaarder as wat ons is. Van die wet van die sonde en die dood. Kom aan, kerk. Come on. Die wet van die Gees van Jesus Christus. Hy sê nie eers van Jesus Christus, hy sê die wet van die Gees, meaning die Gees van God. Nie is Jesus self met alle respek, en die Here weet wat is my hart vanmôre, maar hy begin dadelik by die Gees. As ons die drie eenigheid moet ken, is dit die derde ene, die derde party. Die wet van die Gees, die genade van die Gees het my vrygemaak. Amen. En dan loop ons nog. Wie dis sak? Kan ek daai laptop sak leen vanmôre asseblief? Kan jy vir my gee? Ek gaan hom vanmôre pak. Prys die Here, ek het 'n illustrasie gesoek en hy gee een vir my nou. Want ons moet dit mos nou visualiseer. Ons as mensdom kan ons nie lees en dit net sien nie, ons moet dit mos fisies sien. En die wet van die Gees het my vrygemaak. Van die wet, die sonde en die dood. En wat doen ons? Ag Here, dis okay. Ek is vry, maar my rug is seer vanmôre. En dan kom daar mannetjies soos ek en sê, man, die wet van die Gees maak jou vry. Jy's vry. Amen. Jy het nie nodig om daai saam te dra nie, man, skop dit een kant toe en sê goodbye. Amen. Maar jy sien, ons loop met hierdie sak, ons loop met hierdie baggage, en ons is besig om te gaan. En Sunny kom en sy skop jou en dit word al hoe swaarder. En Pietie kom en hy sê, man, jou hare lyk so stupid vanmôre. En is nog harder. En na dan loop jy so. Met alle respek. Hoekom? Want jy is mismoedig. Die sak is te swaar. Jy sien nie meer die Gees werk in jou nie. En dan kom die Here, hy sê, maar my kind, die wet van my Gees het jou vrygemaak. My genade, die genade van die Gees het jou vrygemaak. Hoor wat sê vers 3, hy sê, want God het is verlede tyd. So, sê saam met my, hy het dit al klaar gedoen. Glo jy dit vanmôre? Dis ek is so opgewonde oor die woord, nee. Want God het wat vir die wet onmoontlik was. O, prys die Here. Prys die Here. Wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Amen. Sjoe. Wat se wet praat ons hier? Ons praat van die sonde. Ons praat van die kragteloosheid van die vlees. Hoor mooi, hy sê, want God het, halleluja, wat vir die wet onmoontlik was,
Omdat dit kragteloos was deur die vlees. Kind van die Here, jou baggage is kragteloos vanmôre. Hy is nie veronderstel om jou af te trek nie. Maar dit gebeur. Ek hoop jy kry al die prentjie. Halleluja. Ek is besig om hom so raffie te skets, maar jy gaan hom kry. Hy sê deur sy eie seun, o prys die Here, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Mede die Here het klaar met dit afgereken. It is done, it is sealed, it is taken away. Wat sê daai woord? Wat sê daai lied? Dit laat my wegdraai van die wêreld. Dit laat my nederig voor U daal. Daar's 'n vuur hier binne my en dit brand. Ja, dit brand in my. Ek dink nie, ek kry nog die prentjie nie, kom ek lees dit weer. Hy sê, want daai amen was 'n louerige ene. Ons is nie lou vanmôre, ons is warm. Hy sê, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. Kan ek 'n amen kry? Amen. Dit klink so skerp vanmôre. Sy eie seun te stuur in die vlees en dit ter wille van sonde, die sonde te veroordeel. Amen. Meaning it is sealed by grace vanmôre. It is sealed by grace. Maar hy stop nie daar nie, hy gaan aan. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Van watter wet praat hy vanmôre? Van die genade. Sodat die genade in jou verseël kon word, omdat jy wandel na die Gees. As jy nie wandel vanmôre na die Gees nie, kom sien my na die tyd. Halleluja. Dan kan ons gesels. So ek wil vanmôre met jou gesels, kind van die Here. Hoeveel keer help die beker in die liggaam jou nog? Hoeveel keer help die beker in die liggaam jou nog? En ek gaan vir jou sê, dit gaan jou nie help as jy dit nie gaan gebruik nie. En weet jy wat, ek preek vir myself vanmôre. Want 'n goeie prediker preek vir homself ook. Dit gaan jou nie help as jy hom nie gaan gebruik nie. Ons sit vanmôre hier, die tafel is gedek. En die detail van hierdie tafel spreek vanmôre van 'n gasheer wat kom. En die gasheer gaan kom bedien vanmôre. Maar ons het die tafel gedek. Hoeveel keer help die beker en die liggaam jou nog? Spreek iets om oor te dink, nê? En die Here dit vir my gee, dis dit soos, Here? Sjoe. Weet jy, ons het al so baie gepraat oor die nagmaal, nê? Ons het so baie gepraat al oor wat die nagmaal doen. Wat gebeur as jy nagmaal vat? Hoekom dit belangrik is. Maar om daai vraag van die Here af te kry van wat gebeur, hoeveel keer help die beker in die nagmaal jou, die beker in die liggaam jou? Eina. Ek het letterlik gesit, Eina. Eina, Here, sorry. Maar weet jy die feit van die saak vanmôre is nie so dat jy moet so sê Eina sê nie. So om te sê Here leer my. Mense sien dalk die kant aan die salvation redding, aan die salvation vanmôre. Dat wanneer jy die tafel gebruik, is dit omdat jy jou lewe oorgegee het aan die Here. Dis jou menslike fokus vanmôre, is dit nie? Kan ek net kry as iemand met my? Maar ek praat vanmôre dat die fisiese kant oor hoe jy dit elke dag gebruik. Hoe help die beker in die liggaam jou vanmôre?
Die Here sê, doen dit so dikwels as moontlik. Nie eenmal 'n maand nie. En ek preek vir myself ook, halleluja. Maar so dikwels as moontlik. Hoeveel keer het hy jou kom vrymaak? Halleluja. Hoeveel keer het hy jou kom uplift wanneer jy dit doen? Hoeveel keer het hy jou kom omvou met sy liefde? Omdat jy terugdraai na die oorspronklike toe. Hoeveel keer was hy net daar vir jou? Hoeveel keer het die liggaam en die beker vir jou ingetree? Ek sê hier vanmôre om jou te laat sleg voel nie. Ek sê hier vanmôre om jou te bemoedig. Want die Here het 'n bemoedigende woord gegee. Nou jy wonder sê hoe pas hierdie gedeelte wat ek nou gesê het by Romeine 8 in. Net soos Romeine 8:2-4 verklaar dat die wet van die Gees van die lewe ons vry maak, herinner die beker ons dat hierdie lewe slegs moontlik is deur die bloed van Christus. Amen. Die Gees wat ons nuwe lewe gee, is dieselfde Gees wat ons met Christus verbind, die Christus wat sy bloed vir ons gegee het. Amen. So wanneer jy die beker gebruik vanmôre, en mag jou lewe vanmôre verander deur hierdie woord, is dit asof jy sê, ek leef nie meer onder die wet van sonde of dood nie, it has been finished, it is taken care of. Ek lewe deur die Gees van die lewe in Christus Jesus. Hoe tree die liggaam vanmôre by Romeine 8 in? Romeine 8:2-4 wys dat Christus die sondige natuur oorwin het en dat ons deur die Gees vrygemaak is. Jy's vry vanmôre. Amen. Amen. Kry julle warm vanmôre? Kan ek hierdie fan vir julle skuif? Ek is warm in die gees, maar ek sien van julle is bietjie warm in die vlees ook. Halleluja, kan jy dit voel? Goed. Met my vrou se blommetjies afwaai en sy gaan vir my daar uithaal daar. Met 'n grapie my lief, Sylvie vir jou hoor. Maar wanneer ons die liggaam van die Here in die nagmaal gebruik, hoor mooi. Herinner ons onsself daaraan dat hierdie vryheid duur gekoop is. Amen. Is teenwoordige tyd. So elke keer wat jy aan die beker of die liggaam deelneem, is jy teenwoordig besig om te sê, Here, jou liggaam is vir my. Nie môre nie. Nie oor 'n jaar nie. Nou. Deur sy gebreekte liggaam en gestorte bloed. Deur sy liggaam het hy sonde veroordeel. Amen. Dis klaar. Halleluja. Alhoewel jy nog steeds eendag voor God gaan staan. Maar die Here sê, hy het dit veroordeel. Deur sy Gees maak hy ons vry. Elke keer wanneer jy in 'n situasie is, of in 'n blydskap is, of hoe ook al jou situasie afspeel, goed of sleg, en jy maak gebruik van die liggaam en die beker, help dit jou weer. Om uit jou moeilike situasie uit vry te kom, en uit jou vrylike situasie net ander te beweeg vorentoe. Daarom is daar nooit 'n spesifieke aantal kere wat mens dit moet doen nie. Daarom gebruik die woord dikwels. So dikwels as moontlik. En as jy dit in 'n mooier Afrikaans gaan sê, elke dag. Elke dag. Dit bring my vandag by die skrif. Daar is 3 stukke in Romeine 8:2 wat ek vanmôre met jou wil bespreek. Die eerste stuk is Want daar is bewyse vanmôre dat die Here regtig vir jou omgee en vir jou sorg in daardie 3 stukke in 1 vers. As jy hom toelaat om dit te doen. Bewyse dat die liggaam en die beker nog help. Jy sien, die wet van die Gees is eintlik 'n voorspraak vir wat dit eintlik beteken. Dit beteken eintlik die genade van die Here. Die onophoubare genade wat nooit sal eindig nie. So as ons vanmôre gaan Romeine, en ek wil jy met jou Bybel weer vat,
Gaan blaai vir my na Romeine 8 vers 2 toe. En ons gaan hom leed hom, gaan jy agterkom, Paulus wou regtig hê, dat ek en jy moet weet dat die Here waarlik vir ons omgee. That he's got your best belongings in his mind, in his plans. Jou beste belange het die Here vanmôre in sy hand. Ons gaan sien hy het waarlik die prys betaal. Okay, en dan die genade wat vanmôre vir ons daar is. Goed. Romeine 8 vers 2 begin vanmôre, want die wet van die Gees. Nou as ons kyk vir behou by daai stuk, ek gaan vir u net 'n byskrif gee. As ons kyk na 1 Korintiërs 15:45, sê dit so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. So die wet van die Gees is nie net genade nie, dit is 'n lewendmakende gees. Wanneer jy aan die liggaam en die beker deelneem, neem jy deel aan 'n lewendmakende gees. Dis 'n aksie wat neergelê en uitgeoefen word in jou hart, in jou siel, in jou gees. Jy sien die plan van die Here was en is dat kinders van God nie tot gronde moet gaan nie, maar tot opstand moet kom. Hulle moet opstaan. Om die posisies in te neem wat nodig is, omdat dit die Here se plan was. Toe hy gesê het, wanneer hy na sy Vader gaan, sal daar 'n plek vir jou wees. Die Gees is vanmôre jou bevestiging. Die Gees is vanmôre jou krag, is vanmôre jou leerskool, jou leiding. Dis jou wysheid vanmôre. Gaan na die tweede stuk van Romeine 8 toe, vers 2. Hy het my vrygemaak. Johannes 8:32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ekskuus, staan daar en die waarheid sal julle bind? Nee. Wanneer jy die waarheid het, sal hy jou vrymaak. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas op die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die liggaam en die beker is nie vanmôre hier om jou net te help nie, maar ook om jou vry te maak. En die vrymaking is die waarheid, en die waarheid is dat die Here nie vanmôre 'n leienaar is nie. Hy kan nie vir jou lieg nie. Daarom is dit belangrik om jou Bybel te ken, want wanneer jy die waarheid ken, kan daardie waarheid jou vrymaak. Deur die woord van my getuienis. Jou Bybel is die woord van die Here en daarom moet jy hom ken, want die waarheid red tot vandag toe nog. Amen. So dan sê die woord staan vas in die waarheid. Hoekom sê die Here so? Want dis maklik om gou-gou eers te sien wat gaan daaraan as om op jou woord te fokus. Dis maklik om te vergeet wat die Here vir jou gedoen het. Baie maklik. Die Here het vir jou gegee wat jy laas maand gevra het. Kan ek voorbeelde gebruik? Jy het gevra vir 'n kar, jy het gevra vir dalk 'n deurbraak met die huis. Ek weet in elk geval vir 'n deurbraak met die huis wat ons verkoop. Halleluja, maar in elk geval. En die Here het dit gegee en die Here het vir jou koskaste voorsien en alles. En hierdie maand is jy net soos, ja, maar ons gaan nog met dit koop en ons gaan nog met dit koop en ons gaan nog met dit kry en nog met dit kry en jy vergeet wat die Here vir jou gedoen het. Jy is besig om jouself te bind, gemeente. Dit is maklik om te vergeet en hierdie is 'n baie belangrike een vanmôre en ek wil hê jy moet dit inneem. Dit is maklik om te vergeet wie die Here is. Nou, is 'n bo-natuurlike stilte vanmôre. Daarom wanneer jy vashou aan die waarheid, aan die liggaam en die beker van die Here, staan jy eintlik vasberade in die Here. Daarom hou die waarheid, die woord van die Here gefokus. Bly op hom gefokus. En dan die laaste deel van Romeine 8 vers 2.
van die wet, van die sonde en die dood. Hy het my vrygemaak. Romeine 7:24-26 sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed van die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Wat beteken dit vir môre gemeente? Dit beteken hy maak plek vir die gees om te werk. En hy kruisig die vlees. Paulus kom skryf eintlik in die stuk dat hy veel eerder die wet van God, menende die genade van die Here, die gees wil deel hê en najag in sy lewe as wat hy die vlees enige plek moet gee. En die vlees bring dood. Want hy was vasberade dat die waarheid hom sal vrymaak en dat die genade van die Here vir hom soos 'n toevlug sal bly. Amen. Daarom vra Paulus, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En die vraag vir die antwoord vanmôre is alleenlik Jesus Christus. Amen. Gaan my na Romeine 8:3 toe. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, jou vlees is klaar gekruisig. Jy is 'n gekruisigde vlees wat vanmôre hier sit. En jou gees het opgestaan. Hoeveel keer het die liggaam en die beker jou al gehelp? Dat ons sien, dit bring tot regverdigheid en ons as kinders van die Here 'n beter hoop. Jy sien die regverdigheid vanmôre vind ons in Handelinge 13:39 wat sê, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Die Here weet dat daar partykeer nie regverdigheid is nie, en daarom kom bevestig hy vanmôre dat hy die regverdigheid toedien. Omdat die Here uitkyk vir sy kinders. Daarom sê die Here vir dit wat vir die wet onmoontlik was, het hy dit gedoen. Die wet kon jou nie red nie. Die wet kon jou nie vrymaak nie. Die Here kon. Daarom het die Here gesê, want is kragteloos. Dis kragteloos. Die Here het jou onder die wet van die sonde uitgevat en onder die wet van die gees gaan sit, menende die genade van die gees. En dit het in jou 'n nuwe lus vir die lewe geskep. Amen. Perspektief vir die lewe, voorsiening, drome en krag. Daardeur kan ons bid vanmôre en werk na 'n beter hoop en 'n groter hoop vanmôre. Hoor wat sê Hebreërs 7:19, hy sê, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Sjoe. Maar aan die ander kant is daar 'n invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Waar staan jy vanmôre met die Here? Waar staan jy vanmôre in die pad wat jy met hom stap? Ek ervaar daar's swaarheid vanmôre. Daar's swaarheid vanmôre. Hoekom? Daar's moegheid vanmôre. Hoekom? Want is omdat die Here wil hê jy moet by hom uitkom. Jy kan nie elke maand hier kom sit en net hierdie een keer ge-energize word nie. Jy het daaglikse voeding nodig. Dis nie wat sy gebed sê nie, Here gee ons daaglikse brood. Ons gaan dit nou sing.
Maar ek wil vanmôre hê jy moet die hoop kry, gemeente. Want die hoop is wat jou kom inspireer. Jy kan vanmôre hier sit en jy kan vir jouself sê, ek het dit al baie keer gehoor. Of jy kan vanmôre sê, Here, ek hoor dit finaal. En ek luister. Hebreërs 7 vers 19 sê, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. En wie is daai hoop? Daai hoop is Jesus Christus. Die Here bring ons terug na die hoop toe, want die hoop laat jou staande bly. Die hoop kom red vanmôre. Die hoop kom herbou in jou lewe vanmôre. Die hoop kom bewaar jou, die hoop beskaam hom nie. En die hoop vestig jou vanmôre. Kon net vir oom sê die Here is baie lief vir oom. Ek wil dit net vir oom sê die Here is baie lief vir oom. Deur die hoop vanmôre kom jy nader aan die hart van God. Jou hart is nie vanmôre veronderstel om ver weg van die Here af te wees nie. Hy is veronderstel om vanmôre in die Here se hand te wees. Jy kom nader aan die liefde. En daarom kom red die Here om jou deur sy liggaam. En hy kom maak jou vry. Hy kom genees jou. Sy bloed kom maak jou vry. En ons beweeg elke keer nader en nader aan die Here se hart. Hoekom moet ons vandag hierdie week, gemeente? Want die Here kom dra nie vanmôre doekies om nie. Hy kom praat nie vanmôre smol praatjies nie. Hy wil hê jy moet vanmôre soveel weet as wat jy kan om vanmôre die regte besluit te neem. Hy wil hê jy moet weet vanmôre dat sonder hom is jy niks. Ek sê regtig vanmôre. Julle ken my, ek is nie iemand wat doekies omdraai nie. Hy wil hê jy moet weet vanmôre, as jy nie hom in jou het nie, en jy gaan dalk dood voordat ons die wegraping opgaan, gaan jy dood sonder hom. Amen. So wat is jou keuse vanmôre? Die Here wil hê jy moet weet soveel as moontlik van wat sy gees vir jou beteken. Sy gees beteken vanmôre vir jou baie. Nie net, ek praat nie net van die voordeel nie. Ek praat van die geloofsaksie. Die Here sê in die woord, hy sê, as jy my gesien het jy die? En van waarof kom die genesing? Vanuit die Vader. As jy die Here gesien het vanmôre, het jy die Vader gesien. En as jy hulle albei gesien het, het jy Heilige Gees gesien. Mag vanmôre se nagmaal, want is nagmaal Sondag, mag die liggaam van Christus jou vanmôre so bedien. Ek gaan oorgee aan my vrou, sy gaan vir ons die nagmaal lei vanmôre. Maar mag jy bedien word vanmôre met die hoop dat dit waarvoor jy bid, want jy kan nie vir iemand anders 'n nagmaal gebruik nie, jy neem dit vir jouself. Maar jy kan bid. Here, kom help my, sodat ek hulle kan help. Of kom help my, sodat ek daai persoon kan help. Kom maak my die sterk ene, want ek weet daai een is swak. Amen. Ons gaan oorgaan na die nagmaal en ek gee oor aan my vrou. Halleluja.
Die Here het met sy laaste maaltyd saam met die disippels gesit. En hy het, voor hy die brood gebreek het, die woord sê, hy het bedank, hy het gedank. En toe het hy die brood gebreek en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. En alhoewel dit vandag 'n broodjie is wat ons op ons tong sit, ons sien dalk nie die geestelike nie, maar dis die liggaam van Christus, dis die simbool van die liggaam van Christus, wat ons vry maak van die swakheid van die vlees. So dit gehoor, ons is vrygemaak. So vanmôre sê ons dankie Here vir u liggaam wat gebreek is. Die wonde wat aan hierdie liggaam gesit is ons genesing. Daarom wanneer ons vandag aan hierdie liggaam eet, sê ons Here dankie dat u liggaam gebreek is om my liggaam heel te maak, Here. En hy sê in die woord in Matteus ook, en hy het die beker gevat en hy het gedank en hy het gesê, neem, drink, dit is my bloed wat julle vrygemaak het. Dit is my bloed wat julle drink. Die bloed van die verlossing. Hy sê van die Nuwe Testament, die nuwe verbond, nie die wet van die vlees nie, die wet van die Gees. So vanmôre wanneer jy hierdie nagmaaltafel kom by aansit, en ons gaan julle nooi om self te kom bedien vanoggend. Dis hoekom ons dit op hierdie manier gedek het. Julle kan van die kant af kom en julle kan van die kant af kom. Maar wanneer jy hierdie liggaam vat, Nuwe Testament, nuwe hoop, soos wat ons gehoor het nou net, genesing, die liggaam van Christus, en die Nuwe Testament, die beker van seëninge, sê die woord. Dis waaraan ons drink vandag. Ek gaan vra dat die wat nie kan vorentoe beweeg nie, net so bly sit, ons kom bedien julle, maar die wat vir dit moontlik is welkom om dan na vore te kom, die liggaam en die bloed, en die Here saam tyd te spandeer vanoggend. Kom ons sit so en dan bid ons net eers saam. Here, ons kom sê dankie vanoggend. Dankie vir u liggaam, wat ek in die vorm van 'n brood vandag in my liggaam kan inneem. Dankie vir die oorwinning wat ek het daarin. Oorwinning oor die vlees, oorwinning oor die sonde, oorwinning oor die siekte, oorwinning oor die pyn, oorwinning oor die tekortkominge, Here. En dankie vir u bloed, wat die beker van seëninge is. Here, mag ons hierdie seëninge van die Nuwe Testament elke dag raak sien. Maak ons oë oop, Here, dat ons nie sal mis die erfdeel wat ons in u het nie, Here. Ek vra, Here, wees 'n seën tot ons liggaam, wees 'n seën tot ons gees vandag, deur u bloed en u liggaam wat vir ons gestort is en gebreek is, in Jesus naam. Amen.